Geliefdes, baie welkom vanoggend. Voorreg om saam met ons vanmôre as ons die woord lees, ook van die Here te ontvang wat hy gee deur sy woord. Vanoggend se gedeelte uit Markus 2 vers 1 tot 12 wat ons gaan saam lees. En dis my gebed dat die Here ook vanoggend vir jou, as jy hier sit vanoggend of as jy saam met ons inluister en saam kyk, ook deur hierdie gedeelte net weer opnuut sal kom aanraak. Elkeen van ons is in ons lewe word gekonfronteer soms met moeilike omstandighede, ander tye gaan dit makliker. En as ons vanmôre hierdie gedeelte lees, dan is dit my gebed dat die Here ook deur dit vir ons vanmôre kom bemoedig, aan die een kant, maar ook aan die ander kant kom aanmoedig, om ook deel van sy koninkrykswerk hier op aarde te wees. Om ons dan met Markus 2 gaan ons saam lees. Kom ons bid net saam. Ons Hemelse Vader, dit bly vir ons 'n voorreg en 'n eer om in U gemeenskap te kan wees. Geloofsgemeenskap, maar ook deel van U te kan wees. Dankie dat ons vanoggend die woord oopmaak en vrymoedigheid het om dit te lees. Dat ons ook daardeur, Here, met vrymoedigheid kan vra, Vader, kom raak ons harte en ons gedagtes aan. U ken ons harte, U weet waarmee ons besig is, waardeur ons gaan. Dalk van ons geliefdes of vriende. Maar Here, ons weet ook dat U vir ons geroep het na U toe en dat U ons uitstuur om ook namens U draers te wees van die goeie nuus. As ons vanmôre hier saam lees, dan is dit ons gebed, Vader, open ons harte en ons gedagtes. Ons wil graag hoor wat op U Vaderhart is vir elkeen van ons in hierdie dag. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Die verhaal waar Jesus by die huis was van die verlamde man, vind ons ook in Matteus 9 en in Lukas 5. Ek lees uit Markus 2 uit. Toe hy na 'n paar dae weer in Kapernaum kom, het dit bekend geword dat hy by die huis was. Baie mense het daar saamgedrom, met die gevolg dat daar nie meer plek was nie, selfs nie voor die deur nie. Hy was besig om die woord aan hulle te verkondig. Toe kom daar mense wat 'n verlamde gedra deur 4 van hulle na hom toe bring. Omdat hulle hom vanweë die skare nie by Jesus kon bring nie, het hulle 'n deel van die dak bokant waar hy was opgelig en nadat hulle dit oopgebreek het, het hulle die slaapmat waarop die verlamde man gelê het, laat afsak. Jesus het hulle geloof gesien en hy sê vir die verlamde kind, jou sondes word vergewe. Maar sommige van die skrifkenners het daar gesit en in hulle harte geredeneer. Wie is hy dat hy so praat? Hy laster. Wie is in staat om sondes te vergewe behalwe net een, en dit is God? Jesus het onmiddellik in sy gees geweet dat hulle so by hulle self redeneer en hy het vir hulle gesê, waarom het julle bedenkinge in julle harte hieroor? Wat is makliker om vir die verlamde man te sê, jou sondes word vergewe, of om te sê, staan op, tel jou slaapmat op en loop? Maar sodat julle kan weet dat die Seun van die mens volmag het om op aarde sondes te vergewe, sê hy toe vir die verlamde, ek sê vir jou, staan op, tel jou slaapmat op en gaan na jou huis. Hy het toe opgestaan, sy slaapmat dadelik opgetel en voor almal uitgeloop, sodat almal verbaas was en God geprys en gesê, so iets het ons nog nooit gesien nie. Ons lees tot sover vanoggend hierdie gedeelte. Baie bekende gedeelte, ek onthou as kind, het ek altyd gewonder, waar sou ek in die skare wees? Wat sou ek gedoen het as ek daar was? En dan ten minste 'n stuk blydskap in jou hart oor
'n man wat ons weet nie hoe lank gelê het nie, of hy 'n gelowige was nie, maar wat op die einde deur sy vriende by die Here uitgebring is. Nou, ek het vir hierdie gedeelte vanoggend met die tema gesoek, draagbaar draers. Dis 'n woord wat so 'n bietjie moeilik sê as jy hom skryf. Draagbaar draers. Wat is 'n draagbaar? Ons ken in ons tye draagbaar is iets wat gebruik word by sportgeleenthede. Is daar 'n rugbyspeler of 'n netbalspeler of 'n atletiekbaan iemand seer kry, of by 'n ongelukstoneel word 'n draagbaar gewoonlik gebring om die persoon te vervoer wat nie in staat is om self te kan loop nie. Ons sien dit soms by hospitale, en dan sien ek dit gereeld wanneer ons begrafnisdienste het en die kus nog ter sprake is daar ook draers wat gevra is om die kus te dra. Mense wat bereidwillig is om as 'n laaste eerbetoon die persoon wat oorlede is se kus te dra. So die draagbaar draers is mense wat of vanuit hulle werk of vanuit ek wil graag eerbetoon of ek wil graag help. Mense by 'n plek uit te bring in geval van iemand wat beseer is by 'n hospitaal, so daar vir hulle genesing kan wees, of dalk genesing kan kom deur operasie of tyd wat saam met dit gaan. In hierdie gedeelte vanoggend sien ons, en ons vers 1 tot 3 weer lees, dat daar 4 manne was wat 'n vriend gehad het wat nie kon loop nie. Nou, bietjie teruggaan, hoekom bring hulle hom na Jesus toe? Hoekom nou eers? En wat het intussen tyd gebeur of vooraf gebeur? Het is interessant dat ons in hierdie gedeelte nie name het nie. Ons weet nie wie hulle is nie. Ons weet nie hoe oud hulle is nie. Ons weet nie of hulle, hoe lank al hulle die Here dien, of was dit 'n desperate poging om hierdie vriend van hulle gesond te kry. Maar iewers het die Here Jesus iets in hulle harte gesien. En daarom wil ek met vrymoedigheid praat van 4 gelowiges. Want in geloof het hulle hierdie daad gedoen om hulle vriend wat krepeel lê, wat in ander woorde nie self kon beweeg nie, om hom by die Here uit te bring, by die geneesheer uit te bring. Nou weet ons, as ons in hierdie gedeelte lees, dat toe Jesus nou met die skrifgeleerdes in gesprek gegaan het, sonder dat hulle gepraat het. Hy het hulle harte gehoor dat hulle wonder in hulle self, wie is hy, wie gee hom die reg? Weet ons uit Jesus se godheid, dat hy het mag en autoriteit oor lewe en dood. Ons sien dit vanuit sy verhaal, sy lewe hier op aarde, waar hy die storm stil gemaak het, waar die wind gaan lê het, maar waar hy ook die blindes aangeraak het, die dowes aangeraak het, selfs 'n Lazarus uit die dood uit opgewek het. Jesus het autoriteit, met ander woorde gesag oor lewe en dood, maar hy het gesag oor alles wat geskep is. En vanuit hierdie agtergrond bring die 4 manne, ek het net nou gesê gelowiges, iewers wil ek glo dat hulle geglo het, dat as hulle hierdie man by Jesus uitbring, sal daar vir hom verlossing kom, sal daar vir hom genesing kom. So uit daardie agtergrond, hulle het geglo, daar is uitkoms vir hierdie man by Jesus. Nou, hierdie gedeelte deel ek so in 3 op vanmôre, en ek wil eers oor hierdie 4 manne praat. Hierdie 4 jong manne, of kom ons sê nou maar manne, sonder name, ons weet nie waarvan af hulle kom, wat is hulle agtergrond? En ons lees niks in hierdie gedeelte verder oor hulle nie. Maar daar's een ding wat hulle dryf, en dit is hulle vriend se verlorendheid, hulle vriend se siekte. En dalk het hulle gehoor, maar dalk was hulle reeds op 'n vorige geleentheid waar Jesus besig was om te preek, en het hulle ook tot bekering gekom, hulle lewens met ander woorde aan die Here toegewy. En juis vanuit hierdie plek dryf dit hulle om hulle vriend wat fisies en geestelik verlore is by die Here Jesus uit te bring. En vriende,
die hartseer en die blymoedige gedeelte vanmôre, daar is so twee kante, dat die Here ons as gelowiges ook roep, om juis hulle wat verlore is, by hom uit te bring. Nou somtyds neem dit 'n bietjie ekstra toewyding, somtyds neem dit 'n lewe waar ons saam met mense moet leef en met inploeg in hulle lewens, en dit vat van ons af ook energie, dat ons hulle by die Here sal uitbring. Nou ons weet fisies is die Here Jesus nie meer in liggaam hier op aarde nie, maar wel in gees, en daarom weet ons dat ons nie nodig het om mense ver heen te vat, om by 'n spesiale geleentheid uit te kom, om by die Here uit te kom nie. Maar dat ek en jy as gelowiges met toewyding vir mense sal aanhou bid, en met mense sal praat oor die Here en oor verlossing. En ek kan nou uit ondervinding praat oor hierdie afgelope klompie maande, waar ek self weer in hierdie bootjie is, die geweldige invloed wat gelowiges, medegelowiges het in my lewe en in ons lewe deur gebed en deur bemoediging. Dan dank ek die Here dat ek deel kan wees van 'n geloofsgemeenskap, waar ons opgedra word en waar ons weet die Here hoor, die Here verstaan en die Here het reeds beslis. Die ander kant, en dit is die meer negatiewe kant van hierdie boodskap, is waar ons as gelowiges baie keer, en ons weet, ons het die opdrag vanuit Matteus 28, en ons weet uit Efesiërs 4:11 en 12 het Paulus kom sê dat die Here het verskillende gawes aan die gemeente gegee. Dit is nie net die werk van die predikant of die pastoor of die kerkraad nie, maar dit is die werk van elke gelowige om hulle wat ver van die Here af is, hulle wat geestelik siek is, maar ook fisies siek is, by die Here uit te bring. So daarom is dit baie belangrik dat ons as gelowiges ook sal weet, ek het 'n roeping. Partykeer is die mens of die persoon wie ek moet dra of wie ek moet help om daar te kom, bring vir ons uitdagings. Maar dis juis dan wanneer die Here, as hy hierdie gedeelte waarmee hy hier besig is, praat hy in die hart van die ongelowige, praat in die hart van die ene wat se liggaam stikkend is. En hy sien die geloof van sy vriende, maar hy sien ook dat hier deursettingsvermoë is. En daarom die Here nie 'n klomp teologiese vrae nie. Staan op. Jou geloof het jou gered. Neem jou bed op. Jy sal genees word. Sien nie dat die Here direk by die probleem uitkom. Ek weet uit hierdie verhaal kan 'n mens verstaan dat hy baie besig was. So as ons hierna kyk in die begin, dan sien ons hierdie 4 manne wat op die regte tyd, op die regte plek beskikbaar was om 'n vriend wat verlore gaan by die Here uit te bring. Nou in die tweede gedeelte hier van vers 4 af, is hier so 'n bietjie van 'n teenstrydigheid, want hierdie is manne wat by iemand anders se huis kom, en ons sou vandag kon sê, maar jog, dit so grens so bietjie aan vandalisme. Dis mense wat ander mense se eiendom kom beskadig. Wat doen hierdie 4 manne? Hulle kom nader met 'n verwagting, hulle gaan hulle vriend by die Here uitbring. En dan sien hulle daar's te veel mense. Hulle is moedeloos want hulle sien, ja, hulle gaan dit nie reg kry nie. Dit is interessant dat hulle, die woord sê, hulle kyk op. Nou op te kyk beteken hulle het 'n ander oplossing gesoek, hulle het na die dak gekyk. Nou, ek wil dit terugtrek ook na Psalm 121 toe. Ek kyk op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? Sien nie die beweging hier is van om stil te staan en op te kyk na die Here toe, op te kyk na waar daar hulp is. Nou hulle 4 maak 'n plan, hulle gaan maak plate, wel in ons dae sou dit nou plate gewees het, waarskynlik was dit riete, of dalk seksies wat van riete gemaak is en losgemaak is, op hierdie dak, maar wat ook sterk genoeg is om mense te kon dra. So hulle verinneweer bietjie die persoon se eiendom. En interessant genoeg dat in hierdie gedeelte lees ons niks van vermaaning, nie van die eienaar van die huis, of selfs die skrifgeleerdes, of Jesus nie.
Wat hy wel raak sien, is hulle moeite. Hy sien hulle toegewydheid raak, en dit laat hom opkyk. En daar laat sak hulle hierdie man deur die dak wat gebreek is. Waarskynlik sou hulle agterna moes teruggaan en gaan heel maak. So dit het hulle tyd gekos, dit het hulle arbeid gekos, verskoning, maar dit het hulle ook gekos dat hulle moes 'n plan maak om ten koste van dit wat hier voor hulle was, of ten spyte daarvan, het hulle nog steeds aanhou, want hulle het geweet, vandag is die dag, wat daar 'n ontmoeting moet wees tussen Jesus en hierdie man. Ek dink nou maar sommer in ons eie lewens, hoeveel keer raak ek en jy moedeloos, as ons op pad is iewers heen. Ons kan nou 'n klomp voorbeelde gebruik, binnelandse sake, jy moet daar gaan staan om iemand te help, en daar staan hordes mense voor jou. Verskoning. En dan moet jy besluit maak, sien 'n kans daarvoor, of gaan ek maar weer terugkom en vir die persoon sê, nie vandag nie. Baie keer bevind ons dat ons besig is, ja, met ons eie goed. Iemand het nood en ons sien die nood raak, en ons maak wel die besluit om te sê, maar ek gaan tyd spandeer en ek gaan myself saam met jou toewy, sodat jy by die Here kan uitkom. Maar die persoon is dalk nog nie gereed nie. Die persoon het baie vrae, of baie teenvrae, of baie praatjies, en 'n mens raak half moedeloos daarvoor. So kan daar verskeie goed wees, wat 'n mens by 'n punt bring en sê, maar weet jy wat, ek wonder of dit die moeite werd is. Sien wat sien die Here raak. Hy sien hierdie manne se deursettingsvermoë. Hulle aanhou om hierdie vriend van hulle wat in nood is fisies, sowel as geestelik, by hom uit te bring. Hulle maak die dak oop, hulle laat sak hom af tot op die grond voor Jesus. En dan gebeur hier nou 'n baie belangrike ding, hier van vers 3 af boontoe. Jesus sien hulle geloof in hom. Wil jy dit mooi hoor? Geloof in Jesus Christus. Ek vind baie keer dat mense hier 'n bietjie 'n verwarring ondervind met geloof, waar daar so groot klem gelê word van jy moet net glo, dat geloof ook die God of die afgod kan word. Met ander woorde, my mate van geloof bepaal of ek vir die Here reg is. Geloof in Jesus. Die Here sien raak dat hierdie manne geloof in hom het. Soveel so dat hulle bereid was om die dak te breek, om iets buitengewoons te doen om hulle vriend by hom uit te kry. Hulle het nie die hindernisse wat op hulle pad gestaan het as 'n verskoning gebruik om dalk maar môre of volgende keer, of kom ons wag vir 'n volgende Pinksterreeks, kom ons wag vir 'n volgende nagmaal, kom ons wag vir 'n volgende erediens. Maar dit aangehou totdat hulle hierdie man by Jesus se voete uitgebring het. Dit het met moeite gebeur en dit het hulle waarskynlik gekos. En dan sien Jesus hierdie manne se geloof. En die oomblik toe hy hierdie man raak sien, verskoning, sien hy die geloof in hom en Jesus spreek dit aan. Kind, jou sondes word vergewe. Kyk sy prioriteit. Hy het in hierdie geval nie eers die siekte genees nie, maar hy die gees genees. Jou sonde word jou vergewe. Jesus prioritiseer onmiddellik. En ek dink daar maak ons baie keer ook die fout, dat ons graag wil hê, mense moet gesond wees, ek wil gesond wees, u wil gesond wees, maar vir die Here is die belangrikste dat ons geestelik gered sal wees, geestelik gesond sal wees, en die res sal van self kom. Nou sê Jesus vir hom, jou sondes is jou vergewe, en dan begin die slim ouens redeneer in hulle gedagtes. Dit is interessant, is een van die minplekke, daar is wel nog, waar Jesus nie op die uiterlike antwoord nie, maar op die innerlike. Want hy weet wat in hulle gedagtes aangaan. En dan vat hy hulle aan daaroor. Wat is makliker om te sê? Jou sondes is jou vergewe, of vat jou bed en loop? En ons sien in hierdie gedeeltes dat hulle hom nie terug antwoord nie.
Waarskynlik was hulle bang vir die groot hoeveelheid mense en vir die wonderwerke. En dalk het hulle ook dalk met 'n verwagting gesit dat hulle iets kon kry teen hom om teen hom te gebruik. So ons sien in die begin 4 manne wat met 'n ongelowige of 'n siek man na die Here toe kom. Ons sien 'n stuk in 'n dak wat gebreek moes word, daar moes spasie gemaak word om hom voor die Here se voete neer te sit. En dan praat Jesus met hom en dan bly die leë bed oor. Stuk in 'n dak en die leë bed. Kind, jou sondes word jou vergewe. Die Here Jesus, en dis die boodskap vir vanoggend, het draagbaar draers nodig. Die Here Jesus het mense nodig wat ander kan help om by hom uit te kom, wat ander kan help wat in moeilikheid verkeer, om die las 'n bietjie ligter te maak, sodat hulle by hierdie punt kan kom om hulle lewens aan die Here oor te gee. Nou vanoggend vir ons, is jy dalk hier sit of inluister, en jy weet jou pad met die Here is nie so gelyk gewees nie, en jy weet jou eie pad wat jy stap, verskoning, is dalk 'n plek van, ek het verkeerd gedoen, en ek sukkel om uit dit uit te kom, gaan die Here se genade vir my genoeg wees? Dan wil ek jou net deurtrek na 1 Johannes 1 vers 9 toe. Belofte, as jy eerlik is, opreg bely voor die Here, dan sê hy, sal ek jou vergewe. En die tweede gedeelte is, en ek sal jou reinig, ek sal jou skoonmaak, ek sal ook jou liggaam skoonmaak, sê die Here. En daarin lê vir ons die kruks van hierdie boodskap. Ja, die Here soek draers, die Here soek ons om mense by hom uit te bring. Die Here kan hulle gaan haal, maar hy wil graag vir jou gebruik, en hy wil vir my gebruik, ongeag ons tekortkominge. En jy wat wonder oor, is die genade van die Here genoeg? Die woord van die Here bevestig dit vir ons. Neem jou bed op en gaan huis toe. Jou sondes is jou vergewe. Wat 'n wonderlike voorreg om die Here te dien wat so goedhartig is en so getrou is. Amen. Hemelse Vader, baie dankie dat ons U naam mag aanroep. Dankie vir die kosbare boodskap van verlossing en genesing. Dankie vir die boodskap van geroependheid, van mense wat dra. Dankie dat U ons ook vir mekaar gegee het om mekaar te kan dra. Vader, is ons gebed dat U ons sal gebruik, maar Here, dat U ons ook sal genees en ons sondes vergewe in Jesus naam. Amen.